Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. As ek laat julle lief het, so baie, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Amen. Welkom by ons digitale diens van Helderberg Gemeente. Ek is Dani Moller en is lekker om jou te kan verwelkom. Kom ons maak net ons oë toe. Dankie Here, dat ons vir 'n paar oomblikke na U toe kan draai, en dan net kan besef, maar U is nog altyd by ons. En wil U ook vandag, as ons gesels oor die sin van die lewe, en hoekom U met ons besig is, en waarmee U besig is, Here, wil U vir ons lei, en wil U vir ons dit duidelik maak. U is die een wat elkeen van ons wat luister, die beste verstaan. U ken ons omstandighede. U weet wat ons nodig het. Here, ons het U nodig. Amen. Ons was die afgelope paar weke besig met 'n reeks sin gevind, 7 weke. En my vraag is vir jou, het jy sin gevind? Dis 'n paar moeilike vrae wat ons hanteer het, in ons poging om te probeer agterkom waarmee God besig is in ons wêreld, en natuurlik hoe my lewe daarbey inpas. En vandag wil ons hierdie gesprek op 'n manier afrond, en ek weet vrae en gesprekke oor sin van die lewe kan baie filosofies klink. Party mense hou van sulke gesprekke, voer laat aan sulke gesprekke, en ander vermy dit. Wat beteken die lewe? Waarheen is ek in die wêreld op pad, en al daai soort vrae? Ek lees hierdie week hoe 'n bekende predikant vertel hoe dat sy dogter, toe sy 10 jaar oud was, toe sy in die kerk gesit en 'n skets gemaak, 'n prentjie geteken. En toe hy na die tyd kyk hoe die prentjie lyk, sy was so 10 jaar oud, toe staan daar op hierdie prentjie is iets wat lyk asof dit sy is, dat sy hom probeer teken het, en daarna sulke woorde langs aan boring, slaapkous, slaapkamer, al sulke woorde. En hy het nog gedink dit is 'n goeie preek. Hy sê hy het geleer om homself nie te ernstig op te neem nie. Nou ek hoop jy kan wakker bly. Al is dit 'n vraag wat jy eers gewonder het of dit jou ooit gaan raak, ek beloof jou. Dis 'n vraag wat vir elkeen van ons raak, en waar ons nie hoef te slaap nie, maar ook nie hoef wakker te lê nie. Ek kan ook nie vir jou 'n vinnige antwoord gee nie. Daar is nie vinnige antwoorde op vrae soos hierdie nie. Jy sien, as ons diep genoeg vra oor die hoekoms en die waaroms van die lewe, gaan ons elke keer by 'n punt uitkom wat vir ons herinner daaraan, ons weet nie alles nie. Ons kyk in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, en alles wil nie sin maak nie. Hierdie week was 'n jaar terug dat 'n jong student, Daniel Fourie, uit ons gemeenskap oorlede is. Daniel het ineengestort tydens 'n halfmaraton, sterk en fiks, en hy het nooit sy bewussyn herwin nie. Hoekom? Sulke dinge wil nie sin maak nie, en ons weet dis nog nie die enigste storie nie. Ook in jou lewe is daar dinge waaroor jy wonder, en wat nie sin maak nie. In 1 Korintiërs 13 vers 12 lees ons daai bekende gedeelte wat sê, nou kyk ek nog in 'n dowwe spieël, ek sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Ons hoor eintlik hier 3 maniere van ken. 3 maniere van verstaan. Die eerste een wat ons moet verstaan is, dat ons nie verstaan nie. Ons ken net gedeeltelik. Ons verstaan nie presies wat aangaan nie. Paulus dink hier aan die beeld van spieëls wat daai tyd nie so helder was soos vandag nie. Dit was maar blink gepoleerde metaaloppervlaktes, en al wat mens van jouself kon sien was so 'n bietjie skeefgetrekte buitelyne, dalk so 'n bietjie verwrong, 'n raaiselagtige beeld in 'n dowwe spieël. En so is dit met ons, met my en jou. Ons kyk, maar ons sien en ons ken en ons verstaan maar net gedeeltelik. Dinge soos Daniel se dood, dinge soos goed wat in ons lewe gebeur, dinge soos oorloë in die wêreld, ons verstaan nie regtig altyd nie, net gedeeltelik. Om 'n meer resente metafoor te gebruik is wat ons ook in hierdie tyd, rondom die 7 weke reeks het ons so 'n ligkaart van die wêreld gehad. En dis amper soos of jy 'n ligkaart van die wêreld moet bou. 5000 stukke, en dit lê rondom ons, en ons is besig om te bou, en ons kan hier en daar nogal deeltjies inpas. Maar die groter prentjie is vir ons moeilik om klaar te kry. En die res lê nog hier rond, wanordelijk en verwarrend. Ons sien nie die groot prentjie van ons lewens nie. Ons lewens bestaan uit fragmente. En ons stel dalk hier en daar 'n stuk op, maar ons ken nog net gedeeltelik.
Eendag sal ons nie meer net 'n raaiselagtige beeld in 'n dowwe spieël sien nie, maar soos Paulus sê, letterlik van aangesig tot aangesig. Eendag sal al ons vrae en al ons raaisels en al ons waaroms en ons hoekoms van aansig tot aansig kan uitklaar. Eendag sal ons by wyse van Spreuke rondom die tafel kan sit en al die stukke van die legkaart sal inpas. Maar sal ons nou kon vra, eendag, is dit al wat ons het? Moet ons nou met uithou en aanhou tot eendag? Ek het gesê, daar is 3 dele van ken. Die eerste deel van ken is om te sê dat ons nie alles ken nie. Die tweede deel is dat ons uitsien na 'n tyd wanneer ons alles sal ken. Maar die derde deel van hierdie vers sê, God ken vir ons. God verstaan. En daarin lê troos. Dat ons nie net eendag alles sal verstaan nie, maar dat God juis nou vir ons verstaan. Dit help vir ons. Ons verstaan ons myself moeilik. Jy weet, mens kan 60 jaar getroud met iemand wees en daai persoon nog nooit ten volle verstaan nie. Ons wonder partykeer of ons kinders of ons ouers ooit regtig verstaan. Maar God verstaan. En dis 'n belangrike beginsel. Ons vra oor die sin van die lewe, dan is daar hierdie 3 groot bewegings. Die eerste soeke is die sin na om dit wat hier gebeur, die ervaring wat ons nie ten volle weet hoe dit gebeur nie. En die tweede beweging is die hoop om dit ten volle te weet. En die derde is die goeie nuus, dat iemand ten volle van ons weet. Die 3 dinge help ons. Die weet dat ons nie weet nie, skep vir ons hierdie verlange. En partykeer ook bietjie van 'n vertwyfeling. Ons weet nie, hoekom gebeur goed nie. Die weet dat ons nog ten volle sal weet, gee vir ons hoop. Die weet dat God weet, gee vir ons vertroosting. God se liefde is vir ons troos. Ons sug, maar ons sug so 'n bietjie met hoop. Dis op 'n manier die opsomming van hoe ons voel oor die onsekerheid en die pyn van hierdie wêreld. Ek het op 'n tyd saam met my pa golf gespeel. My pa het goeie bolsens gehad, maar geen tegniek nie. So die skewe houe en mishits was deel van sy spel. En ek onthou tot vandag toe nog sy uitdrukking as hy die bal so dwars oor die skoonveld in die bosse of in die water slaan. Dan was daar so 'n diep sug. En dan, ag ja. En dan gaan hy aan. Die ag was soort van, dan ja, dan gaan hy weer aan. En hoe lekker was dit vir my om nou die dag te lees, dat sy woorde eintlik diep teologies was. Ek lees oor die teoloog Eberhard Jungel, wat sy teologie verwoord het, hierdie sug en hoop verwoord het in hierdie 2 woorde, ag ja. Hy sê die ag is die sug en ja is die uitsien. En daarin lê vir ons 'n diep geheimenis. Ook oor die Pinkster, ook oor die Heilige Gees wat sal kom, as ons gereeld moet sug, ag, maar die uitroep is ja, Here, kom. En dis waar ons vandag staan. Later toe my pa verswak was, en ek moes help met die basiese versorging, het ek hom weer oorsig, en dan, ag ja. En nou verstaan ek dit dalk baie beter. 'n hoopvolle gesig ook. 'n hoop dat die Here sal hoor, en dat hy kan hoor. Ons is sinsoekers, almal van ons, maar ons is nie soos met apologie en Koos Du Plessis swerwers sonder rigting, of soekers wat nooit vind nie. As ons ag ja sê, bring ons twyfel en troos by mekaar, word ons getrooste twyfelaars. Ja, ons leef in die ag ja tyd, maar ons leef as mense wat kan weet dat God ons ken. Hoe moet ons lewe? Hoe moet ons lewe lyk as ons so lewe? As ons weet dat God ons ken, as ons in die ag ja tyd leef, wat gee vir ons sin? Hou ons vas aan strooi, of wat gee vir ons vastigheid? Efesiërs 5 is 'n gedeelte waar Paulus vir ons op 'n eenvoudige en 'n praktiese manier antwoord op die vrees vir 'n sinlose lewe en vir ons raad gee oor wat sin maak en sin gee in ons lewe as volgers van Jesus. En ek lees vir ons daaruit Efesiërs 5 in die 2020 vertaling. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde, net soos Christus ons lief gehad het en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerhande met 'n aangename geur. Maar soos dit heilig is betaam,
moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie. Ook nie van skandelikhede en dwaase of lawwe praatjies wat alles onvanpas is nie. Maar eerder van danksegging. Want dit moet julle goed begryp, geen hoereerder of onreine of gierigaard, so iemand is 'n afgodedienaar, het 'n erfdeel in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle verlei met nikszeggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van ongehoorsaamheid. Moet dis nie deel van hulle wees nie, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Jy moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak, want die dinge wat deur hulle nie geheim gedoen word, selfs om net daaroor te praat, is skandelik. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word openbaar. Immers alles wat sigbaar word is lig. Daarom word gesê, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Dis 'n lied wat daai tyd gesing is, 'n lied wat ons nie vandag die melodie van ken nie, maar van daai tyd bekend was. Word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal oor jou skyn. Vers 15, let daarom sorgvuldig op hoe jy leef. Nie as onverstandig is nie, maar as wys is. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. Dis wat ons juist nou wil doen. En moenie deur wyn bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel word vervul deur die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink. Ja, van harte tot die Here sing en psalms sing. En God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Dis die eerste 20 verse van Efesiërs 5. Gaan lees dit gerus later weer. En hoor hoe dat die Here vir ons prakties wil leer hoe om te lewe in hierdie tyd. Ja, want ons lewe in 2026, 'n wêreld vol vrae. Ons beleef allerhande druk, ekonomiese druk, geweld, politieke spanning, die wêreldnuus van oorloë en alles wat daarmee saam is. En mense vra reg, waarna toe is die wêreld op pad? Wat is die sin? Ons is op pad ook in die lydenstyd na Paasfees. En nou word die vraag amper nog skerper. As ons weer die pad na die kruis stap, vra ons, wat beteken my lewe in die lig van Christus se lyding? Wat 'n verskil maak Christus se lyding in hierdie wêreld? En hoe leef 'n Christen betekenisvol? Die sin van die lewe, as ek dit kan opsom, sê Efesiërs, is om as geliefde kinders van God te leef, as ligmense wat deur die Here gelei word. En kom ek gee net 'n paar praktiese riglyne uit dit wat hier in Efesiërs staan. Die sin begin met hierdie radikale woorde, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Met ander woorde, nie word geliefd deur mooi te leef nie. Die sin begin omdat ons geliefde kinders van God is. So die sin van die lewe begin nie by prestasie nie, dit begin by 'n verhouding. In 'n wêreld waar identiteit gebou word op sukses of geld of allerhande aanlyn goedkeurings van mense wat sê jy is oulik, sê God, jy is my kind. 'n Pa vertel hierdie mooie storie oor dat sy kleindogter selfversekerd in die winkelsentrum instap en as sy bang raak, dan draai sy om en soek sy hand en wil sy hand vashou, en dan sê hy vat haar hand en dan sê sy dink sy hou my hand vas, maar ek hou haar hand vas. Ek hou haar hand vas. Die sin van die lewe is God hou jou hand vas. Jy behoort. Tweede ding wat Paulus sê wat belangrik is, sê die sin bestaan daaruit om God se lig te weerspieël. Leef in liefde soos Christus ons ook lief gehad het. En dis die patroon van Christus se lewe. Selfopofferende liefde. Nie ons wat die lig is nie, maar ons wat die lig weerkaats. Ek wonder of jy dit al gesien het hier teen die Helderberge, hier by ons in die Hottentots Hollandberge, as die son sak, dan is dit so 'n sagte lig wat van die berg af weerkaats. Ons produseer nie die lig nie, die berg produseer nie die lig nie. Ons reflekteer Christus. In 'n kultuur van ek eerste, sê Here Christus eerste. Die sin van die lewe is nie selfvervulling nie. Belangrik om dit te besef.
dis Christus vervulling. So prakties beteken dit, in jou huwelik, om eers vergifnis te vra. By die werk, om eerlik te bly wanneer ander kortpaaie neem. In die verkeer om geduldig te wees. Op WhatsApp om nie konflik te soek nie. Om op straat waar jy waar vrees en wantroue woon, om die getuie van die Here te wees. Om in jou finansies waar jy keuses maak wat God weerspieël. Jy het 'n rol. Jy het 'n roeping. Jy is 'n ligweerkaatser. Vanaand by ons tienerdiens gaan Dion juis aan die hand van die verhaal van Samuel wat vir Dawid as opvolger kom salf het, as koningsopvolger, wat Dawid sy roeping ontvang het, gaan Dawid met tieners en met ouers gesels. En julle is welkom om dit by te woon en te gaan vra, hoe roep die Here my? Dawid het nie gelyk na een van die kandidate nie. Dawid was 'n jong man in die veld. En niemand het dink, hy is belangrik nie, maar dis God wat hom raak sien en hom roep, en homself. En dalk voel jy ook so, en dalk voel jou tiener ook so, ek is nie salfbaar nie, ek is nie geskik vir 'n roeping van die Here nie, daar is nie sin in my lewe nie. God gebruik vir Dawid. Ja, hy moes eers 'n bietjie wag, maar sy tyd het gekom. Ek lees 'n storie oor hy kom, en die inwoners van 'n klein dorpie het een oggend wakker geword, en toe staan daar op elke lamppaal 'n plakkaat wat luidkeels verkondig, in hoofletters, hy kom, Saterdag 1 April, stadsaal 7 uur. En niemand het geweet wie die plakate opgesit het nie. En die mense van die dorpie het begin praat en spekuleer, en natuurlik skinder, was dit een of ander politikus, of dalk selfs die president, of 'n beroemde popster, dit sou wonderlik wees as hy hulle ou klein dorpie raak gesien is. So Saterdag 1 April het aangebreek, en toe die mense opstaan tot hulle verbasing, sien hulle al die plakate is vervang met nuus, opgesit op elke denkbare en beskikbare plek vir reklame. En hierdie net gelees, weer hoofletters, hy is hier, stadsaal 7 uur vanaand. Jy kan die opgewondenheid van die mense voorstel. En hulle het gekom, hulle was daar, hulle het gepraat met mekaar en gewonder oor wie gaan dit wees, 'n uur voor die tyd en die mense al by die stadsaal begin by mekaar kom en gou as dit stampvol. Is lading van swaar elektrisiteit in die lug, wie kan dit wees? En dan slaan die klok 7 uur en die stadsaal se ligte verdoof. Dramaties is daar 'n drom wat roffel en dan gaan die gordyn oop, stadig, nog steeds in die donker. En toe word daar 'n kollig aangeslaan, die verhoog verhelder en die mense snak na hulle asems. Sommige roep uit van verbasing en ander is sommer kwaad en party lag. Op die verhoog was 'n plakkaat netjies vasgemaak aan iets wat soos 'n lamppaal lyk en daarop het gestaan, hy is weg. Dit was al. Ja, die mense was dalk vies, die mense was ongelukkig. Maar Jesus is nie weg nie. Jesus kom. Baie van ons leef asof Jesus weg is. Asof hy nie gekom het nie. Maar hy is hier. Maar nog meer, ek en jy het die heerlike roeping om weer katers van sy lig in hierdie tyd te wees. Hy is ook hier deur my en jou. En dis ons roeping. Ten diepste is dit wat sin gee, om geroep te wees. En dan sê Paulus ook verder, dat ons duidelik moet breek met ons seerlikheid, dat ons duidelik anders moet lewe, soos mense van die lig moet lewe. En daarom dinge soos digitale verslawing en pornografie en korrupsie en kwaad wees vir mekaar, politiek en siniese skinder en konstante negatiewe nuus. Nee, sê Paulus, dis nie hoe ons moet lewe nie. Hy sê, word wakker, leef anders. Staan vas in tyd wanneer dit lyk asof dit donker is. Christense lewe is 'n lewe van integriteit. In die tyd wat daar dalk baie korrupsie en allerlei ander dinge is. Reinheid in 'n wêreld van losbandigheid, dankbaarheid in 'n lewe waar mense so baie kla. En dan sê Paulus, gebruik jou tyd goed. Hy sê, koop die tyd uit. En as hy van tyd praat, dan is daar 2 woorde vir tyd. Die een is kronos, dis 'n tyd van 'n horlosie wat loop en die dag word vol en baie van ons lewe so, ons koop die tyd en dink ons moet so besig wees, want ons het net soveel tyd en tyd is kosbaar. Dis nie wat hy sê nie, hy gebruik 'n ander woord, hy gebruik die woord kairos, wat veel meer praat van belangrike geleenthede. En hy sê, daar is geleenthede om aan te gryp.
Gryp die belangrike geleenthede. Maak gebruik daarvan. Ons het almal 24 uur. Gebruik in jou 24 uur die doelbewuste geleenthede om woorde van hoop te praat, om liefde te doen, om te vergewe, om mense te bemoedig, om verskil te maak in stilte. Die sin van die lewe is nie noodwendig om goeie dinge te doen nie. Dit is om doelbewuste goeie dinge te doen. Koop die tyd uit. En nou, om af te sluit, ons is op pad na die kruis toe. Dis lydenstyd. Wat wys die kruis vir ons? Die kruis van Jesus wys vir ons dat die ware betekenis, die ware sin nie in mag lê nie, maar in oorgee. Nie in selfbeskerming nie, maar in selfgee. Nie oor oorwinning volgens die wêreld nie, maar in gehoorsaamheid aan die Vader. Jesus het nie sy lewe gevind deur dit vas te hou nie, hy het gegee. En daarom bring Paasfees nuwe lewe. Die sin van die lewe vir 'n Christen in 2026 is om met kruiswaardes te leef. Om lief te hê wanneer dit kos, om te vergewe wanneer dit seermaak, om te bly hoop wanneer dit donker is. Mag die Here jou help en vir my help om so te kan lewe, om te kan beleef en ervaar dat ek en jy lig is in 'n donker wêreld. En dis wat die Here vir ons wil nooi. Hy wil vir my en vir jou nooi. Wat is die sin van die lewe vir ons? Om lig te wees in 'n donker plek. Om jou tyd wys te gebruik. Ligte is nie gemaak vir helder kamers nie. Ligte is gemaak vir donker plekke en jy is daardie lig, omdat Christus in jou leef. Mag ons dit in hierdie lydenstyd weer ontdek. Die sin van die lewe is om aan God te behoort en soos hom te lewe tot die dag wanneer Paasoggend se lig finaal deurbreek. Amen. Here, dankie dat U vir ons sin gee. En al het ons baie vrae en onsekerhede, dat ons nie weet hoekom dinge gebeur nie, dat ons nie kan wag, Here, dat U vir ons op al die antwoorde gee nie. Verstaan ons ook, Here, dat juis in hierdie tyd is U liefde vir ons en die manier hoe U vir ons ken en die pad wat U saam met ons loop, ook vir ons goed en ook genoeg. Help ons om in hierdie tyd in U lig te lewe en U lig uit te straal deur ons lewe. Here, ons berei onsself voor vir Paasfees. Dankie vir U liefde vir elkeen van ons. Amen. Het is 'n voorreg om vandag met jou te kon gesels. Ek herinner jou aan die voorreg wat ons het om ook ons dankoffers te gee en op die manier deel te wees van die gemeente. En dis die woord deel van die gemeente wat my weer vandag net weer laat besef het hoe wyd en suid hierdie gemeente regtig is. Dankie vir mense van reg oor die wêreld wat op die manier inskakel en met ons kontak behou. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy gesig na jou toe draai en jou genadig wees. Die Here kyk met sagte oë na jou en gee vir jou sy vrede. Amen. Ek slaat my twee oë op, my kyk van die verste kop, waar vanaf sal my hulp nou kom. My hulp is van die Here, van hom. Ja, my hulp is van die Here, van hom. Hy het nou die hemel en Priska gekom maak. Sonne laat jou voete klippers raak. Is hy skoene agter die skaap. Hy dink nooit nie eers oor slaap. Soms is hy hoed op jou kop. In die nag hou hy gevaarlikheid dop. Sonne laat jou voete klippers raak. Is hy skoene
Hy's mos nou daar om jou op te pas. Jou siel uit is in jou rib is vas. Waar vanaf sal my hulp nou kom? My hulp is van die Here, van hom. Ja, my hulp is van die Here, van hom. Ga jy nou in, of ga jy nou uit? Hy is oor jou vir ewig en vir altyd. Ga jy nou in, of ga jy nou uit? Hy is oor jou vir ewig en vir altyd. Ga jy nou in, of ga jy nou uit? Ga jy nou uit? Hy is oor jou vir ewig en vir altyd. Ga jy nou in, of ga jy nou uit? Ga jy nou uit? Hy is oor jou vir ewig